Israel het heelwat rigters gehad. Die laaste persoon wat bekend was as 'n rigter is Samson. Samson wat in die geskiedenis eintlik beskryf kan word as 'n sterk swakkeling. 'n Man sterk van postuur, maar swak in oortuiging. En hy is erken as 'n rigter van die volk. Rigters 16 vers 17 en vers 31 sê, toe vertel hy, dit is Samson vir Delila, die vrou wat hom verlei het, hy vertel sy lewensgeheim aan haar. Samson was 20 jaar lank leier van die Israeliete. Nou as ons bietjie sy geskiedenis nagaan, het ek gesien, hy het meer as 4000 mense doodgemaak. Nou, hy het op hierdie stadium al hoeveel keer probeer om weg te kom met mooi stories, maar hierdie keer het dit nie gebeur nie. En hy is gevange geneem en sy oë uitgesteek en in die tronk gesit. En na die geleentheid het hy nog 3000 mense se dood veroorsaak, vyande van die Jode. In Hebreërs 11 vers 32 kom ons by daardie gedagte dat, wat moet ek nog meer sê, sê die Hebreërs skrywer. En dan noem hy die verskillende name soos Gideon, Barak en Samson. So Samson was beslis 'n geloofsheld, ten spyte van sy twyfelagtige verhouding met vroue en sy swak menswees, het hy met sy sterk liggaam tog in die hand van die Here gewerk en baie dinge verrig wat eintlik niemand anders kan doen nie. Ek het hierdie man se geskiedenis bietjie weer deurgelees en ek is verstom oor alles wat hy verrig het. Ek weet nie hoe hy dit reg gekry het nie, maar hy het dit gedoen. En vandag word sy lewe as 'n teken van geloof ook aan ons voorgehou. Te midde van al die uitdagings, al die foute, glo hy en God gebruik hom. My vriend, ek en jy moet net bly glo. Al maak ons 'n fout hier en daar, God kan ons nog steeds gebruik. Loop mooi.